Dit is vandag maandag 16 Maart. Welkom by ons luistermeditasie in lydenstyd. Ons lees 'n paar verse saam uit 1 Samuel 16 en ons lees dit uit die 1983 vertaling. Ek steek vir ons 'n kers aan terwyl ons saam stil raak en bewus word van ons asemhaling, God se Gees in ons. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy bring my by waters waar rus is. In groen weivelde lê hy my neer. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. En al gaan ek deur moeilike tye, donkerte, selfs die dood, sal ek nie bang wees nie. Want in U hande is ek veilig. By U is daar altyd 'n tafel. En as altyd genoeg. Ook my beker loop oor. Goedheid en guns agtervolg my hele lewe lank. En U laat my tuis kom in my eie huis. My eie vel, want dit is waar U bly. Amen. Dit bly vir my opvallend hoe mense kyk, wat ons waardig ag, hoe ons beoordeel, hoe ons op die baadjie takseer, om dan teleurgesteld of verras te word. Wanneer ek retreats of werkswinkels aanbied, probeer ek 'n punt daarvan maak dat wanneer mense hulle self voorstel, hulle net hulle name sê. En soms dalk net van watter plek af hulle kom, maar niks verder nie. Nie wat hulle doen nie, niks wat hulle sosiale status verklap nie. Ek probeer eerder dat mense iets sê waarvan hulle hou, wat hulle vir hulle lewegewend is. Maar diep in my wese vind ek dit soms baie moeilik om nie op daai sosiale status te fokus, om te weet wat dit is nie. En dan besef ek hoe diep die belangrikheid van die uiterlike ook maar aan myself lê. En hoe maklik ons mense op 'n troontjie plaas. Die salwing van koning Dawid in die plek van Saul bly vir my in die opsig altyd 'n baie besonderse verhaal. Nou jy om dit bidend te ontvang uit 1 Samuel 16 en dat jy dit dan die verhaal in jou geestes oog sal sien afspeel, dat lê dit op jou hart met die indrukke wat die verhaal by jou laat. Die Here het vir Samuel gesê, maak 'n horing vol olie en gaan na Bethlehem toe. Ek stuur jou na Isaai toe, want onder sy seuns sien ek vir my 'n koning. Neem 'n vers saam en dan sê jy, ek het gekom om vir die Here te offer. Nooi dan vir Isaai na die offer toe. Ek sal jou meedeel wat jy moet doen. En dan salf jy vir my die een wat ek jou sal wys. Vers 5, hy het vir Isaai en sy seuns gereinig en hulle na die offer toe genooi. En toe hulle inkom het Samuel vir Eliab gesien en gedink, die gesalfde van die Here staan nie voor die Here. Maar hy sê vir Samuel,
Moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die innerlike. Toe roep Isaia vir Abinadab, en hy het hom voor Samuel laat verbygaan, en hy dink, die Here het ook hierdie een nie gekies nie. En daarna het Isaia vir Samma laat verbygaan, maar Samuel het gedink, die Here het ook nie hierdie een gekies nie. Nadat Isaia 7 van sy seuns voor Samuel laat verbygaan, het sê Samuel vir Isaia, die Here het nie een van hulle gekies nie. En daarop het Samuel vir Isaia gevra, is dit al jou seuns die? En hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar hy pas nou die skape op. En toe sê Samuel vir Isaia, laat haal hom, want ons eet nie voordat hy nie is nie. Isaia het hom laat haal, hy het 'n rooi gelaatskeer gehad, 'n goeie voorkoms, en toe sê die Here, staan op, salf hom, want is hy. Samuel het die horing van die olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Gees van die Here het van daai dag af kragtig in Dawid gewerk. Laat lê die verhaal vir 'n oomblik op jou hart. In sekere oosterse kringe groet mense mekaar met die woorde Namaste, wat letterlik beteken, ek sien God in jou. Ek sien God in jou. Hoe sal dit nie wees as ek en jy dit vandag en in hierdie week kan regkry om verby ons vooroordele, verby uiterlike sosiale status, verby fisiese aantreklikheid na mense te kyk en God in die persoon voor my raak te sien. Laat die gedagte vir 'n oomblik op jou hart lê. Ons soek U in die sakrale, in die vuurwerke waar hulle die beker lig. Ons soek U in die hoofletters, eksplisiet en groot op die voorblaaie. Maar U kruip weg agter die gewone, staan agter in die tou, in die kind en oorgekykte boemelaar in die krake van my eie lewe. Laat my weer vlees word, gewoon weer terugkeer in my eie vel en weet, dit is
genoeg, want U is ook daar. Amen.